Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre en welkom hier by die Federale Alliansie van Suidelike Afrika waar ons kan sien dat dinge is besig om te gebeur na aanleiding van die bietjie video's wat ons besig is om te plaas. Lyk my daar is 'n ontroering, lyk my daar is 'n ontwaking, lyk my daar is 'n verstaane van die mense om weg te bly van partytetiek af en om deel te wees van dit wat ons doen. Stadig maar seker. Dit het lank gevat om te kom tot by hierdie punt, maar ons dank God dat daar is 'n wakker wording onder die mensies vandag. Goed, so kom ons kyk 'n bietjie wie kom op, en dan vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor geloftes. Dit is 'n baie belangrike gesprek hierdie. En ek wil net seker maak dat ek alles kry wat ek moet kry. Partykeer, nee, dan weet ek presies waar die goed is. Ander kere, goed. Hier is hulle almal. Prys die Here. Andrew, wat sê jy? Ek sien daar's nog iemand wat daar loer, maar ek weet nie wie dit is nie. Kom ons drink koffie. Wat goed is, ons kry 'n paar nuwe mensies op. Hier en daar verskyn daar 'n nuwe persoon wat of koffie met brood. Ja, hulle gaan kyk selfs koffie met brood, né? Hulle gaan vang op 'n bietjie. Maar as mense wat koffie met brood kyk, as mense wat nou die Federale Alliansie se goeders begin kyk, en as mense wat besig is om te sien wat nou gebeur op Facebook. En die ouens is nie skaam om te deel nie. So kom ons hoop dat hierdie nou 'n magtige dreuning gaan word in ons land, van dit wat nou gebeur. Die uiteindelike ontwaking van die Afrikaner Volksraad en die Boere Afrikaner Adviesraad, die BAAR. Goed, kom ons kap aan. Soos ek gesê het, vandag op hierdie Vrydag gaan ek 'n bietjie die geloftes deel, en dan daar is iets belangrik, en dan Maandag, dis Corneille, dis Corneille, wat sê jy? En dan gaan ons Maandag begin kyk na Siener se goed. Ek gaan een van Siener se goed vandag noem, net een. En maar ons gaan kyk na die verskillende geloftes en daaroor gesels. So kom ons drink 'n bietjie koffie, daar's nou 3 mense op. Ons gaan nou begin. Wel, ons het eintlik al reeds begin, hè. Dis een van die belangrikste dinge vir ons boervolk is om te verstaan dat God het ons nie aan die suidpunt van Afrika geplant. Hy het ons letterlik geplant net om ons uit te roei nie. Hy het nie dit gedoen nie. Hy het ons hier geplant met 'n doel. Ons eerste doel het ons heeltemal misgekyk. En dit was baie duidelik, was om die evangelie te bring na hierdie goddelike nasie. Ongoddelike nasies, nie goddelike nie. Hulle was glad nie goddelik nie. Alhoewel die Lemba was meer goddelik as die gereformeerde of die hervormde Hollanders wat hier aangekom het. Sal nou by dit uitkom. Kom ons drink koffie. 1652. Ek wou nou net gesê het 1952. Partykeer kry ek 'n bietjie van 'n breinvries. 1652, julle weet wat 'n gelofte is dit. Hy maak nou nog waves. As hierdie ouens dink aan Jan van Riebeeck, nee, dan begin hulle bewe. Dis alles ou Jan se skuld. Julle het mos nog gesien. Ou Rama Plakkertjie en sy bende. Reg van die begin af. Vanaf Wilson Kandla. Vanaf die leen van Mandela, nee, tot nou toe. As hulle Jan van Riebeeck se naam noem, nee, dan dink hulle dis soos 'n toorwoord, jy weet. Jan van Riebeeck. Ons moet eintlik 'n lied maak van Jan van Riebeeck.
Wat is hy ander lied? Jan, die Billy van die Bosveld. Maar ons moet so 'n lied maak van nou Jan van Riebeeck. Ons het so 'n TM gehad in die weermag. Toe ons daar bo in Angola was. Engelse TM. Was 'n paar ouens wat 'n bietjie vernuf gehad het om van hierdie TM dit te laat maak. En aan die voorkant van die TM was The South Africans are coming. Andrew, the South Africans are coming. En dan agterop die TM was, dan sien jy net die terroris is plat getrap soos hulle hom geteken het. Sy tong hang soos skeef, hy's heeltemal vervrommel. Dan staan daar agterop die TM, the South Africans have gone. En dit laat my dink aan nou Jan van Riebeeck. Ons moet weer TM maak. Jan van Riebeeck is op pad. En dan al hierdie Afrika hitte wat so stikkend staan, dan sê hulle, Jan van Riebeeck was hier. Ek dink ons sal nogal goed geld maak met daai TM. Weet, Alpha hou net so 10 van die TM'de. Ek dink dit sal pretty awesome wees, om so Jan van Riebeeck hem te maak. Maar in elk geval, ons kyk na die geloftes. Een van die belangrike dinge van geloftes wat ons moet onthou, dat as jy 'n gelofte maak met Vader, nee, dan moet jy dit hou. Jy moet. Daar is sekere boere Afrikaner groepe wat sê, betaal jou geloftes. Jy kan nie 'n gelofte betaal nie. Jy kan nie 'n gelofte gee nie. Jy moet net, of iets gee vir 'n gelofte nie. Jy moet dit net hou. Jy moet net doen wat daar gesê was. En as jy ook kyk na wat ons oom Jan gesê het in 1652, en dit is, hy bid fantasties, man. Hy sê, barmhartige, genadige God en Hemelse Vader, volgens die goddelike wil, is ons geroep om die sake van die Verenigde Nederlands geoktrooide Oos-Indiese Kompanie, een verskriklike woord, die VOC, hier aan die Kaap en die Goeie Hoop te bestuur. Nou wat sê hy? Dit was u wil, u het ons geroep, om hierdie mense se sake hierso te bestuur. Min het Jan geweet dat die company waarvoor hy werk was deel van die begin van die elite in die wêreld. Dit is definitief so. Hulle was die begin van die elite. Hulle was 'n familiebesigheid. En hulle was mense wat absoluut van hulle vyande ontslaag geraak het, besigheidsvyande. En hulle het die ding gedoen daar vanuit Europa uit Nederland uit. En Jan het geglo dat God vir hom hierdie werk gegee het, om hierdie sendingspos, hierdie goederestasie, hierdie verkoopstasie, wat ook al jy het wil noem, handeldryfstasie, te vestig in die Kaap. Dit was sy goddelike plig om dit te doen. Jy sien, partykeer gee God vir jou 'n job, en jy weet nie hoekom hy dit vir jou gegee het nie. Jy voel onbekwaam. Jy voel onbekwaam. Weet julle, in 2015, toe Vader vir my geroep het vir hierdie taak van die Federale Alliansie, nee. Ek het nie geweet wat was die Federale Alliansie. Ek het net geweet ek moet hier kom en dinge moet verander. Dis al wat ek geweet het. Toe het my gesê, plant 'n politieke party daai tyd, sonder om lede te werf. Dit was sy woorde, sonder om lede te werf. Het ek nie 'n cooking clue gehad waarvan ek praat. Deesdae sit ek met die prinse van my mense, met die dokters, met die advokate, met die regters, met die professore, boere, leiers op hulle eie terreine en gebiede. Dit was God se wil, en ek moet sy wil uitvoer. Moenie jouself nie te gering ag, wanneer dit kom by God se goed nie. En as jy nie 'n taak het nie, goeiemôre Jan, goeiemôre Johan, ek sien jou hand op gekom. As jy nie 'n taak van God het nie, vra hom vir een. Jy's nie te oud nie, man. Jy's nie te onbevoeg of onbekwaam nie. God maak jou bekwaam. Hy gee vir jou die tools
om die job te doen, as ek het nou die Engelse woorde moet gebruik. Met hierdie doel voor oë is ons met ons raad in die heilige naam vergader, om met die raad se advies sodanige besluite te neem, waarmee ons die kompanie se belange die beste kan bevorder. Dit is waar ons nou is, goeiemôre Amanda. Dit is waar ons nou is, met die Boere Adviesraad, Boere Afrikaner Adviesraad. Met hierdie doel voor oë, is ons met ons raad in die heilige naam vergader, om met die raad se advies sodanige besluite te neem, waarmee ons die kompanie se belange die beste kan bevorder. Kom ons sê dit nou net in ons tyd nou. Ons is geroep om die sake van Suidelike Afrika te bestuur. Met hierdie doel voor oë is ons raad in die heilige naam vergader, om met die raad se advies sodanige besluite te neem, waarmee ons Suidelike Afrika se belange die beste kan bevorder. Dis die nuwe gelofte. Jy sien? En ons moet hierdie gelofte nou herskryf, en plaas op sosiale media. Dis tyd vir 'n nuwe gelofte. Ons is hier om die wet te handhaaf. En om as dit moontlik is onder hierdie wilde en onbeskaafde mense, luister nou hierdie. Hier is die ding, hier is die kern. As dit moontlik is onder hierdie wilde en onbeskaafde mense, u ware gereformeerde Christelike leer voort te plant. Min het Jan van Riebeeck geweet dat gereformeerde was nie wedergeboorte nie. Was nie wedergeboorte nie. Die Calvynse leer was afgewater. Dis ongelukkig so. Maar hy het geglo, hy was 'n godsman. Voort te plant, bekend te maak tot lof van die heilige naam en tot voordeel van die wat oor ons regeer. Met ander woorde, ons gaan ons job reg doen, sodat die ouens wat vir ons die job gegee het, dat hulle kan benefit. Ja, ek sê dit sommer so in 'n gemengde taal. Ons gaan hierdie werk doen, hierdie taak van ons, wat vir ons gegee is, sodat die manne wat vir ons hierdie taak, Pieter, goeiemôre, sodat hulle wat vir ons hierdie taak gegee is, dat hulle die voordeel kan trek, soos wat hulle moet, want hulle betaal ons salaris. Nee, hulle betaal ons salaris. Hiertoe is ons sonder u genadige hulp allermins in staat. Saam met God maak eendrag mag. Daar is nie 'n ander manier nie. Ons het hom nodig. Sonder sy hulp, Rudy, goeiemôre, kan ons dit nie doen nie. Daarom bid ons u allerhoogste Vader dat u met u vaderlike wysheid by ons sal bly. Vanoggend toe gee ek op ontbyt met brood, Jakobus 1 vers 5. As jy wysheid kort kom, vra hom. Ons bid dat u self leiding in ons vergadering sal gee, en ons harte so verlig, dat alle verkeerde hartstogte, tweedrag en ander dergelike gebreke van ons geweer sal word, sodat ons harte van alle menslike hartstogte skoon sal wees. Mense, ons is daar. By die Boere Adviesraad het ons hierdie goed gebid. Nie die hele ding nie. Ek glo nie die ouens het geweet hulle bid Jan van Riebeeck se gelofte nie. Maar hierdie is gebid. Vader, dat daar nie tweedrag sal wees nie. Ons is nie hier om te beklei oor die dinge waar ons verskil nie. Ons is hier om te praat oor die dinge waaroor ons saam kan praat. En die eerste ding is die selfbeskikking van ons volk. Kyk wat sê hy nog. Laat ons gemoedere so ingestem wees, dat ons in ons beraadslaging niks anders beplan of besluit nie, as dit wat mag strek tot grootmaking en lof van die allerheiligste naam, en tot diens van die wat oor ons regeer. Daai in diens van die wat oor ons regeer, daai verander. Dis my telefoonnommer, groepie op my telefoon, Andrew. Ek sal vir jou add.
Laat ons ook nie in watter mate ook al op eie voordeel of winsbejag let nie. Hierdie is 'n baie belangrike ding. Het gaan oor die mense, het gaan nie oor ons nie. Maar net op die uitvoering van ons opdragte en dit wat vir ons saligheid nodig is. Ons bid en vra dit in die naam van die geliefde Seun, ons Heiland en Saligmaker, Jesus Christus, wat ons leer bid het, onse Vader wat in die hemel is. Amen. Mense, hierdie gelofte wat ou Jan gemaak het. 'n Deel van hierdie gelofte wat nie hierin is nie, is dat ons sal dit oordra. Ons sal dit oordra aan ons naaste. Maar dit is 'n gelofte, dit is 'n gebed, maar dit is 'n gelofte. Party ouens sê, dis maar net wat hy gebid het. Mense, hierdie gebed strek dwars deur ons eeue, dat dwars deur ons dekades, dwars deur ons jare, ons maande, ons weke, ons ure, ons minute, ons sekondes. Hierdie gebed dra nog steeds groot krag. En ons gaan dit doen. Dan het ons volgende gelofte ken julle baie, baie goed. Die volgende gelofte ken julle baie, baie goed. Dis die bloedrivier gelofte. Kyk nou. Julle ken die woorde al, van julle ken hierdie woorde uit julle kop uit al. Hier staan ons voor die heilige God van die hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat, as hy ons sal beskerm en ons vyand aan ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslag, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van, om deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Ons het nou hierdie afgelope jaar wat verby is, het ons gesien dat die mense kom al hoe meer saam, om hierdie gelofte gestand te doen. Probleem nommer 1. Die grootste opkoms vir hierdie gelofte is by 'n afgodstempel van die vrymesselaars. Die Voortrekker monument is 'n afgodstempel. Jy kan sê wat jy wil. As 100% bewyse dat dit 'n afgodstempel is. Punt nommer 1. Punt nommer 2, as gevolg van die regering van die dag, en as gevolg van ons eie hardkoppigheid, hou ons dit nooit as 'n Sabbat nie. Wat is 'n Sabbat? Manie, goeiemôre. Die grootste, belangrikste ding van 'n Sabbat. Eerstens is 'n dag van rus. Dis 'n dag van rus. Die tweede belangrikste ding van 'n Sabbat, dis nie 'n dag van braaivleisviere nie, en 101 stalletjies, waar jy gaan handel dryf nie. As jy sê, jy gaan dit hou soos 'n Sabbat. Toe Jan van Riebeeck hier geland het, en toe hierdie bloedrivier ooreenkoms gemaak is, was daar nie kerke nie. Daar was nie sinagoges in ons land nie, miskien 'n klein sinagogetjie en die eerste kerk wat geplant was in die Kaap en so aan. Maar wat het die ouens op Sondag gedoen? Of Saterdag, wat 'n dag ook al jy kies? Wat het hulle gedoen? Hulle het gerus. Hulle het nie handel gedryf nie. Toe gaan bou hulle 'n klein wit kerkie daarso in Pietermaritzburg, wat vandag deel is van die hervormde groep. Kerk word gebruik as 'n klein saaltjie, hy kan uitgehuur word, wat ook al. Dis 'n tipe van 'n museumpie. Maar wag net so 'n bietjie. Dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag. Het enige profeet gekom en sê vir hierdie groep mense waar hulle die kerk moet bou?
Was daar deernag gebid om vir God te vra, God, Vader, waar moet hierdie kerk wees? Hoeveel van julle weet van daai kerkie in Pietermaritzburg? Jy kan seker tussen 20 en 100 mense daar inkry en that's it. Is dit waar het vir God behaag het, om 'n klein wit gebouetjie op te rig, en niemand weet waar dit is nie? Niemand weet waar dit is nie. Maar nee, ons het vir die vrymeselaars gesê, rig hier vir ons 'n monument op, tot eer van God. Tot eer van God, broeders. Julle vieslike, vuil, gebasterde geslag. Daai mense het nie by God gehoor nie, man. Hulle het gehoor by die vrymeselaars. En dit het ons gebring. Dit het ons gebring by die laaste gelofte. Dis hoekom hierdie ding so belangrik geword het. Desember 1880. Dit was seker een van die belangrikste geloftes gewees. In die teenwoordigheid van die almagtige God, die kenner van alle harte, en in binde opsien om sy genadige hulp en ontferming, kom ons, burgers van die Suid-Afrikaanse Republiek. Hier staan nie boere nie. Verskoon tog. Hier staan nie boere nie. Hier staan nie Afrikaners nie. Hier staan nie boere Afrikaners nie. Hier staan burgers. Burgers. Om vir ons en ons kinders 'n heilige verbond op te rig. Hier raak dit nou rof. Dis nie net 'n gelofte nie. Dis 'n heilige verbond. Jy moet baie versigtig wees wat jy sê voor God. Ons het gegaan van Jan van Riebeeck is 'n gebed. Bloedrivier is 'n gelofte. Paardekraal is 'n verbond. 3 trappe. Die een meer gevaarliker as die ander. Wat ons met 'n plegtige eed bevestig. 40 jaar gelede het ons vaders uit die Kaapkolonie ontvlug om 'n vrye en afhanklike volk te word. Hierdie 40 jaar was 40 jaar van smart en lyding. Ons het Natal, die Oranje Vrystaat en die Suid-Afrikaanse Republiek gestig. En 3 maal het die Engelse regering ons vryheid vertrap. En ons vlag, wat ons vaders in hulle bloed en trane gedoop het, teen die grond neergehaal. Soos deur 'n dief in die nag is ons vrye republiek gesteel. Ons kan en ons wil dit nie verdra nie. Dit is God, wat eerbied vir ons vaders en liefde vir ons kinders aan ons voorskryf. Se wil dat die erfpand van ons vaders ongeskonde aan ons kinders nagelaat word. Daarom het ons hier byeengekom en aan mekaar die hand gegee as manne en broers, om plegtig te beloof om trou te wees aan ons land en volk, en met die oog op God gefestig, tot die dood toe saam te werk vir die herstel van die vryheid van ons republiek, so help God almagtig, amen. En toe kom die Anglo-Boereoorlog. En toe kom die gevangene in konsentrasiekampe. En toe kom die oorgee by Surrender Hill. En die Engelse vertrap ons nog 'n keer. Ons het eers gewen, maar toe het ons begin verloor.
toe hulle ons kinders en ons vrouens teiken, toe het ons verloor. Maar wat gebeur toe? Wat gebeur toe? Johan, goeiemôre. Kom ek sê nou vir julle, dat daardie 20 jaar na 1880, 20 en 'n bietjie, as die Paardekraal verbond, of soos wat hulle dit probeer noem, gelofte, 5 keer gehou was dit baie. Klein groepies mense wat miskien by mekaar gekom het, om hierdie verbond te vestig. Hoekom sê ek so? Want toe hulle die goud ontdek op die Witwatersrand, en die Suid-Afrikaanse Republieke begin 'n goud mint, toe word al hierdie goed vergete. Toe is hierdie goed vergete. Dit was heeltemal vergete, Johan, Mani, Andrew, Rudy. Dit was heeltemal vergete gewees. Waar laat het ons vandag? Nadat die gelofte deur Andries Pretorius voorgestel is, wou Karel Landman weet. Wat sal dan nou met ons nageslag gebeur, as hulle nie die gelofte nakom, soos beloof is nie? Toe het Sarel Silje geantwoord, dan sal God hulle aan dieselfde vyand oorgee, waarteen hy ons nou sal beskerm. Wie was daai vyand? Was nie die Engelse nie. Dit was nie die Engelse nie, mense. Daai vyand is die swart volkere van hierdie land. Maar nou is die ding, dit was ook nooit nie net die swart volkere nie. Dit was ook die Lord Renwicks van hierdie wêreld, wat vir Julius Mallemmertjie ondersteun en borg. Dit is nie net hulle nie. Dit is ook die Joodse Raad, deur Helen Suzman. En so kan ons aangaan. En ons sien die vyande van ons volk nog steeds onder hulle. Die sogenaamde 44 beter weters. Kalneas. En so kan ons name noem. Hulle is nog steeds daar. Die rigstekers. Die draadsitters. Maar ons het 'n taak. Ons. Die van ons wat sê ons is vryburgers. Ons het 'n taak. Om hierdie gebed, hierdie gelofte en hierdie verbond wat oor ons nasie uitgespreek is, om dit saam te bring. En dan op 'n dag weer hierdie gelofte voor God te maak. En dit dan te doen en ons nageslag te vertel totdat Jesus kom. Want as ons dit nie doen nie, nee, sê ek nou vir julle, soos wat ek Woensdag gesê het, sal ons verdwyn in die niet. Môre Heina, ons sal verdwyn in die niet. Daar sal niks van ons kinders oorbly nie. En daar sal Wagners, Gonsalves, as ek lees julle van, en Lou, van der Bergs en dies meer, sal rondhardloop in die vlakte soos klein hotnots. Dit is die waarheid. Daar is nie 'n ander waarheid nie. Dit is die waarheid. Nou in 20
16, ek sal moet wyd soek, want ek kan nie meer presies onthou nie. En ek gaan nou hiermee afsluit. In 2016, luister na hierdie, het 'n vroutjie my gekontak. Ek kan nie eens meer haar naam behoorlik onthou nie. Ek dink dit was Alta of so iets. Sy het my gekontak terwyl ek daar in Namibië was. En toe het ek begin praat van, nee, het was 2017, toe ek van Siener so goed begin praat, 2017. Toe sê sy vir my, Richard, my familie dink ek is mal. My man dink ek is koekoes. Toe vra ek vir haar, hoekom sê jy so? Toe sê sy, want sy sê, ek glo ek is die vrou in die blou rok, waarvan Siener van Rensburg praat. Ek sê vir haar, die een wat die blomme dra, wat ons vrede vir ons bring. Is reg, Wagner? Die een wat ons vrede bring. Ek sê vir haar, sê net gou vir my, mevrou, waarmee is jy besig? Sy sê wel, vanaf ons nou op ons plaas is, nou al 'n klompie jare, het ek dit in my hart gehad om 'n klipkerk te begin bou, met die natuurlike rots, met die natuurlike rotse wat hier op die plaas is, bou ek 'n klipkerk. Toe sê ek vir haar hierdie woorde, toe sê ek vir haar, daar sal 'n dag kom, wanneer die manne gaan kom, en ons gaan daar die klipkerk voltooi. En ons gaan hom vergroot. En ons gaan 'n nuwe gelofte maak voor God. Want jy sien, die Heilige Gees het gewys, waar 'n kerk moet wees wat hom behaag. Op 'n plaas, gebou uit natuurlike rots uit. Nie deur die slimmigheid van mense nie. Nou, iewers op my Telegram is daai boodskap. Ek sal moet baie ver soek. Maar indien daai vroukie hierdie boodskap hoor, hoop ek dat sy sê, dit is ek. Want ek kan nie meer onthou nie. Ek het al deur soveel dinge gegaan van 2017 tot nou toe. Dis amper 10 jaar. Daar is 'n volk wat besig is om te ontwaak. Daar is 'n vlam wat stadig maar seker is besig is om te brand. As jy na hierdie boodskap luister en jy is 'n leier van 'n boeregroep of 'n Afrikaner groep, 'n groepie mense wat wil saamwerk, laat weet vir my. Want die sekretaris of die ondervoorsitter, wat ook al, ek ken nie al hierdie terme nie, want hulle is nou nuwe terme wat hier inkom, van die Boere Afrikaner Adviesraad, het 'n vriende van die adviesraad groep gestig. As jy mense het wat wil inkom, om te help advies te gee, dan kan jy inkom deur die vriende van die adviesraad. Dit is as jy 'n groepie het en jy verteenwoordig 'n klompie mense of wat ook al. Nee? Dan vir julle, van julle wat in Namibië sit, julle kan net vir my laat weet, en miskien moet ek net met Jorn dit reël, dan sit ek dit op Facebook. Dan sit ek Jorn Schmidt de Mond sy nommer op Facebook, en dan kan julle vir hom kontak in Namibië, en julle kan julle self by hom voeg. Hy is deel van ons raad van 10 van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika, sodat daar koneksie kan kom. Dis tyd dat die kloof tussen ons mense toegaan. Dis tyd dat die twis gebeere word. Dis tyd dat ons vergeet wie is gereformeerd en hervormd en wie is wit Israeliet. Dis tyd dat ons daai goed uit die pad uitskuif. Dis tyd dat ons die ja en die nee uit die pad uitskuif. Dis tyd dat ons die wie is 'n Afrikaner, wie is 'n boer, wie is 'n boere-Afrikaner uit die pad uitskuif. Daai goed beteken niks vir die oorlewing van ons volk nie. Dit beteken niks
vir die oorlewing van ons volk nie. Nou ja toe. Ons is vryburgers, boere, boere-Afrikaners, Afrikaners, Engelsmanne, Skotte, Portugese, you name it. You name it. En ons gaan hierdie land weer bou, soos wat hy nog nooit was nie. En hy gaan so sterk wees, dat die wêreld, dat ander wêreldleiers gaan moet regop sit, wanneer hulle met ons praat, nie ons met hulle nie. Dis waarna toe ons beweeg. Stadig, maar seker. Saam met God maak eendrag mag. Fantastiese Vrydag vir julle. Alles wat mooi is, geniet julle naweek. En sluit aan by die Federale Alliansie. Jy sal nie verkeerd gaan nie. Daar is hy. Dankie Andrew, dankie. Alles wat mooi is vir julle.